Dis nie altyd lekker om te skryf nie. Soms is dit 'n groot gesukkel. Dit is sleg, jy is moeg, jy wil iets anders doen. Selfs met Sambucself en 'n Draaktraan was daar tye wat ek moes streng wees met myself om aan te hou skryf en nie op te gee nie. Maar daar was 'n paar dinge aan Sambucself en 'n Draaktraan wat elke keer vir my lekker was om te skryf. Dinge wat my keer op keer laat terugkom het na die storie toe en wat my tot daai punt gekry het dat ek myself toewy aan hierdie storie, aan hierdie boek en dit klaar skryf tot die einde toe en nie halfpad opgee. Een van hierdie dinge was die ligging. So Sambucself en 'n Draaktraan speel af op 'n dorpie met die naam Reinsburg. Dit is 'n klein Karoo dorpie. Nou, Reinsburg bestaan nie regtig nie, dit is 'n dorpie wat ek opgemaak het. Maar alhoewel dit 'n fiktiewe plek is, het dit my die kans gegee om daardie klein, unieke details, wat so spesiaal is aan baie plattelandse dorpies in Suid-Afrika, om daai details in 'n storie in te weef, en dan ook drake in daai selfde storie in te weef. So, aan die een kant het ek hierdie wêreld gehad van fantasie en drake, en dis die vaaldrake en die momdrake en dis profesieë en tekens wat in die sterre geskryf is en al sulke tipiese fantasie elemente. En aan die ander kant was daar 'n Kersmark in die kerksaal waar mense worsbroodjies en koeksisters verkoop het. Dit klink soos twee wêrelde wat glad nie by mekaar pas nie, wat heeltemal teenoorgesteldes is. Maar dit het gewerk. Hierdie twee wêrelde wat so random is, was baie pret om hulle saam te sit in dieselfde storie. Dit was baie pret om dit te doen en op die ouend te sien dat dit eintlik nogals baie interessante storie gemaak het. Die tweede ding wat my verlief gemaak het op hierdie storie was die feit dat my hoofkarakter met sulke random mense vriende gemaak het. So die hoofkarakter, Lizelle, en haar gesin trek nou na hierdie klein afgeleë Karoo dorpie toe. En sy sukkel om vriende te maak, sy is nogal eensaam en verveeld en sy pas nie in by die gemeenskap nie. Haar belangstellings is heeltemal anders as die dinge waarmee enige iemand op daai droë ou Karoo dorpie sal kan relate. En dan die eerste mens met wie sy vriende maak, is die ou oom wat die kerk oppas, Johannes Harof, die koster. En hulle twee begin dan oor boeke gesels en dit is hierdie soort van die begin van hierdie found family tipe idee. Die tweede random vriend wat Lizelle opspoor, sy naam is Wilma. Wilma is 'n baie eienaardige, misterieuse vrou wat by die biblioteek werk en die hele dorp skinder oor haar. Maar Lizelle besluit, hierdie mens is interessant, sy gaan vriende maak. En dis presies wat sy doen en dis natuurlik waar al die moeilikheid begin, maar ek gaan nie te veel oor Wilma sê nie, want spoilers. Die derde ding wat baie lekker was om te skryf, was die landskap. Nou, ek het nou klaar gepraat oor die ligging, die klein dorpie waarin groot dele van die storie afspeel, maar ook die Karoo landskap buite die dorp. Dit was vir my 'n vreeslike interessante beeld om mee te werk. Hierdie dorre Karoo landskap en is plat en daar's hierdie koppies op die horison en die sterre is baie helder. Hierdie landskap en drake. Daar was vir my iets vreeslik opwindend aan die idee om hierdie fantasie element van drake en hierdie Karoo landskap in te bring. Daar was
iets vreeslik opwindends aan daai beeld, en die tonele wat ek dan beskryf het, was baie interessant visueel. En dit was baie lekker om maniere te kry om daardie beeld in woorde vas te vang.